ook vanoggend hier, ook die wat ingeskakel is, mag die Here ons ook sommer baie ryklik seën, ook vanoggend en met elkeen van ons ook in die hart sal inspreek. Kom ons buig ons hoofde. Juig al wat leef, juig voor die Heer. Dien God met blydskap, gee hom eer. Kom nader in sy poorte met lofsange en eer en prys sy naam. Want Here, dis wat ons wil doen vandag. Ons wil U al die eer en die lof kom gee vir U wat so getrou is, U wat ons vashou, U wat ons dra en U wat elke dag ook by ons is. Ons loof U ook daarvoor. Amen. Gemeente, ek groet julle genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Kom ons staan en dan aanbid ons die Here met nog so 3 liedere. To the river I am going, bringing sins I cannot bear. Come and cleanse me, come forgive me, Lord, I need to meet you there. Precious Jesus, I am ready to surrender every care. Take my hand now, lead me closer, Lord, I need to meet you there. In these waters, healing mercy flows with freedom from despair. I am going to that river, Lord, I need to meet you there. Precious Jesus, I am ready to surrender every care. Take my hand now, lead me closer, Lord, I need to meet you there. Come and join us in the river. Come find life beyond compare. He's calling, He's waiting. Jesus longs to meet you there. He's calling, He's waiting. Jesus longs to meet you there. Precious Jesus, I am ready to surrender every care. Take my hand now, lead me closer, Lord, I need to meet you there. Take my hand now, lead me closer, Lord, I need to meet you there.
die wat wag op die redding van die Here, vind hul rus in die skadu van die heilige God. Die Almagtige, en ek sal sê, die Here is my vesting. Ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God, wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou in grote naam, die wat groot, sal nie nooit beskaan. My God, in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. Donker tyd, as geloof en hoop getoets word, en alles wat bekend is in 'n oomblik verdwyn. Bly U getrou, en ek sal sê, die Here is my vesting. En ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God, wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou in grote naam, die wat groot, sal nie nooit beskaan. Op wie sal ek vertrou? Is my God, is my God. Ek vertrou in grote naam, die wat groot, sal nie nooit beskaan. My God, in wie ek glo, op wie sal ek vertrou? Halleluja, 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 halleluja. My God, in wie ek glo, op wie sal ek vertrou? Halleluja, 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 halleluja. My God, in wie ek glo, op wie sal ek vertrou? Is my God, ek vertrou in grote naam, die wat glo, sal nie nooit beskaan. My God, in wie ek glo, op wie sal ek vertrou? Halleluja, 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 halleluja. My God, in wie ek glo, op wie sal ek vertrou? Laaste keer, halleluja. Halleluja, 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 halleluja. My God, in wie ek glo, op wie sal ek vertrou? My God, in wie ek glo, op wie sal ek vertrou? Hoe groot is ons God, ons sing hoe groot is ons God, en almal sal sê, hoe groot is ons God. Hoe groot is ons God? Hoe groot is ons God, ons
genoeg groot is ons God, en almal sal sien, hoe groot is ons God. Want hy is die naam oor elke naam, waardig is die Lam, en my hart sal sing, hoe groot is ons God. Hy is die naam oor elke naam. Want hy is die naam oor elke naam, waardig is die Lam, en my hart sal sing, hoe groot is ons God. Die beelde van geklee in majesteit, die hele waarde jy, die hele waarde jy. Hy klee homself met lig, en duisternis moet vlug, begin en die einde, begin en die einde. Hoe groot is ons God, ons groot is ons God, en almal sal sien, hoe groot is ons God. Want hy is die naam oor elke naam, waardig is die Lam, en my hart sal sing, hoe groot is ons God. Eeuwe kom en gaan, tyd is in sy hand, begin en die einde, begin en die einde. Die God hy drie in een. Ons groot is ons God, en almal sal sien, hoe groot is ons God. Goeie Here, baie dankie vir hierdie aanbiddingsgeleentheid, wat ons ook net u grootheid en u almag ook kan besing. Here, ons gebed is dat u ook vandag opnuut net weer vir ons onder die besef sal bring, dat u met elkeen van ons 'n doel het. En ons wil bid dat u dit ook sal oopbreek en dat ons dit sal verstaan. Dat niks in ons lewe toevallig was. En ons loof u daarvoor. Seën ons ook vandag in Jesus se naam. Amen. Baie dankie, julle kan julle plekke inneem. Ons gee geleentheid vir ons maatjies om ook net uit te beweeg, dan die Jeanette is daar by julle vandag, dat julle kan ook gaan. Ek wil
ook net noem dat daai per ongeluk nou op die afkondiging wat ons gistermiddag uitgestuur het ek per ongeluk nie die gemeentevergadering uitgehaal by die Sondag nie, maar die een wat ek geprint het vandag is nou mooi uitgehaal, maar as daar een van julle is wat dalk gedink het, ons het weer 'n gemeentevergadering, dit was net per ongeluk. Maar wat ek wel daaroor net wil sê, is dat nie almal kon verlede Sondag ook by die vergadering hier wees nie. Daarom, as ons het dit opgeneem, maar ons stel dit nie beskikbaar, dan sit dit op al die WhatsApp groepe en so aan nie, maar as iemand sou belangstel in die gemeentevergadering van verlede week, dan is julle baie welkom om vir Wilna te skakel. Sy het 'n direkte skakel wat sy dan vir jou sal gee na daai spesifieke opname. Hy is nêrens vrylik beskikbaar nie, maar as julle dit sou wou, het ons dit wel tot ons beskikking. En dan het Wilna net ook gevra, julle het nou hierdie week ook gehoor, die oorskakeling van die groepe, die broadcast groep en ons wat, sy wat alles omtrent verloor het met die foon wat gebreek het. Sy het nog vir oulaas op die ou groep uitgestuur, die afkondigings en vanoggend se preek. Van nou af gaan sy op die nuwe groep, wat nou geskep is, uitstuur. So as een nie 'n boodskap kry van 'n erediens, die broadcast groep, van inligtingsgroep, kontak haar net asseblief en sê net vir haar, my naam is nog nie op die nuwe groep, sy het regtig moeite probeer doen om seker te maak almal sin is daarop. Goed, dit is al daai dele. Kom ons begin ook vanoggend. Iets wat vir my, en ek wil net eers so ietsie deel, ons tema vandag, God het jou gevorm vir sy doel. Dis ons tema, maar ek wil eers ietsie as 'n voorbeeld gebruik, wat eintlik vir my so kosbaar is. Ek is iemand wat baie lief is vir, of weet ek niks daarvan nie, maar ek is lief vir ontwerp en tegnologie, en ek kan ure staan en kyk, wanneer 'n ambagsman wat werklik sy sout werd is, wanneer hy die ding doen, dit wat ek 3 ure aanvat, doen hy in 10 minute. So het ek in die week, toe ons nou vir die oogoperasie was, Dinsdag, het ons by Dawie oorgeslaap en Gerian, hulle seun wat ook deel van ons gemeente was, en ek het 'n verskriklike lekker gesprek gehad, en dit was my so goed om dit net weer te hoor, hierdie tegnologie van vandag. Gerian besit 'n besigheid wat hulle jare terug begin het om die rooi afval by hospitale. Nou dis daai goed wat nie aangeraak mag word nie, waar al die dokterpediaters hulle goeders ingooi. Het hulle begin om die rooi afval te verwerk. So wat hulle doen, trokke gaan haal daai rooi afval, en hy het 'n masjien ontwerp waar hierdie rooi afval sonder dat aan geraak word, dit een kant ingegooi kan word, dit 100% gesteriliseer kan word teen verskriklike temperature, en dan op die ou einde fyn gemaal word, en julle kan nou indink alles wat daar inkom, die spuitnaalde en al die goeder, word dan verwerk, en op die ou einde kom dit uit in 'n klipharde plastiek vorm, wat hulle kan gebruik om verskillende goeders te doen. Dis sê hy vir my, die aanvanklike masjien, wat hy begin ontwerp het, staan op 'n ou plek werke van hulle, en hy is al so verouderd, alhoewel dit nie baie jare is nie. Maar soos wat die prosesse aangegaan het elke keer wanneer iets in die proses verkeerd geloop het, dan het hy, want hy's 'n meganiese ingenieur, het hy iets anders ontwerp rondom daardie probleem, dat hulle nou al by, ek wil amper sê, die 3de of 4de generasie van hierdie massiewe masjien is, wat baie gouer, baie vinniger, baie beter daai selfe proses kan hanteer en kan doen.
My mond het oopgehang om te hoor hierdie hele ontwikkeling van 'n eenvoudige ietsie ontwikkel tot by 'n punt waar daardie ding hulle nou op 'n punt is om selfs van die goedes voor dit nou gepers word te verdeel en sekere goed vir ander herwinning te gebruik en sekere goed vir ander herwinning weer. 'n Massiewe proses, een masjien. Maar een persoon ook, wat die kundigheid het of gehad het om dit te ontwikkel en te kan insien, wat is die doel? Wat wil ek met hierdie masjien bereik? Waar kan ek 'n leemte kom vul met dit wat ek kan ontwerp? En weet jy wat? Dink bietjie hoe oud is jy? Ek sal nou nie vra nie om daar nie, ek dink is 80 of 90 al, ek is nou nie seker. Maar dink bietjie oud is jy vandag? Kom ons sê jy's 80. Of kom ons sê jy's 10. 10 jaar terug. Eintlik 10 jaar en 9 maande terug. Het daar 'n ambagsman met hoofletters gestaan. En hy het 'n doel in gedagte gehad. Iets wat hy wil bereik in die lewe. 'n leemte wat hy wil vul. En hy het gaan sit. En hy begin om die persoon, die masjien, met respek gesê, te ontwerp vir jou. Jou aan mekaar geweef. Hy het vir jou, in hierdie hele ontwikkeling van jou, het hy ingebou sekere eienskappe en kenmerke en gawes en talente, tot toe jy die dag gebore is. Het hy jou geskep vir 'n spesifieke doel en tyd en plek. Het jy al ooit daaraan gedink? Maar weet julle wat dit nog meer wonderlik maak, is dat ons vandag ook gaan hoor dat soos wat ek en jy groter geword het, hy hierdie hele proses ook net verder gevat het. Om hierdie mens, ek en jy, nog meer te vorm en vaartbelyn te maak om te doen dit wat die Here in gedagte gehad het soveel jare terug. Ek dink is vir my persoonlik een van die grootste wonderwerke as ek daaraan dink dat ek is met 'n doel hier op aarde. Ja, en partykeer loop dinge skeef of partykeer breek die masjien, maar die hemelse ambagsman wat spesialiseer in die maak van mense, is met sy bekwame hande heeltyd besig om te herstel, om te vorm, om nuut te maak, om meer effektief te maak. Kom ons gaan lees, ook in ons skrifgedeelte vandag, Efesiërs 2, ons gaan lees daar vanaf vers 1, Efesiërs 2, daar vanaf vers 1. Julle was dood as gevolg
van julle oortredings en sondes wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die vors van die onsigbare bose magte, die gees wat daar nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen, net waartoe ons luste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons, net soos die ander mense, deur God gestraf moes word. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was, as gevolg van ons oortredinge, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot is sy genade. Deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julle self nie, dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee. En hier is ons teksvers en ek wil hê ons moet dit so vasvat vandag, hierdie vers 10. God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Is dit nie kosbaar nie? God het ons gemaak. In Christus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Die 33 vertaling sê dit eintlik pragtig. Hy sê ons is sy maaksel. Wat beteken iets wat kosbaar en met moeite voorberei en geskep is. Ons is sy maaksel. Ons is die produk van sy hande. Ons is die produk van sy brein. Dit wat hy alles ingeweef het om ons te maak. Waarvoor? In Christus het hy ons nuut gemaak, het hy ons bestem om te lewe soos wat hy wou. So sien julle duidelik, en dis die hele preek. God het ons gemaak, ons is sy maaksel, wie ons nou is, en hoe ons is en hoe ons lyk, en hy het ons gemaak om op die ou einde te doen waarvoor hy ons bestem het. Baie mense vra, hoekom is ek hier? Wat is God se plan met my lewe? Hoe kan ek hom dien? Maar daar's een ding wat ek en jy vandag moet in hierdie denke oor God se doel met jou en my lewe. Een ding wat ek en jy moet verstaan en aanvaar, is dat God maak nie foute nie. Toe hy soveel jare terug begin het met sy skepingsproses van jou lewe, was daar 'n doel en hy maak nie foute nie. Want alles wat hy skep is volmaak. Ja, selfs toe die sonde gekom het en alles kom lelik maak en soos ons hier gelees het, lees ons dat God het in Christus alles weer kom nuut maak. Ons is nou 'n nuwe skepsel, 'n nuwe mens. God het jou geskep vir 'n doel. Daar's 'n Engelse woordjie wat ek vandag gaan gebruik, en dit is, God het ons
gevorm. Hy het ons geshape. En ons gaan met daardie woordjie shape of vorm, gaan ek vandag 5 baie belangrike beginsels kom neerlê oor hoe dat God jou en my gevorm het, geshape het. Vir wie ek en jy vandag is. Jy sal sien vandag dat jy is eintlik so ongelooflik uniek. En die eerste daarvan, Andre, jy kan hom begin. Die eerste ene, die S van shape, staan vir spiritual gifts. God het ons geestelike gawes gegee. En daarbey gaan ek nie baie stil staan nie, want ons kom deur 'n hele Pinkster wat ons oor hierdie dinge met mekaar gedeel het. In Romeine 12 vers 6, ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. Vir party het hy gegee die gawe om te dien, vir ander die gawe om hier voor te staan en musiek te maak en te sing, vir ander die gawe om met die kleintjies daar buite te gaan en vir 'n kleuter en 'n kinderkerk aan te bied. Die gawe van leierskap. Vir elke funksie in die gemeente het God 'n gawe gegee. Ook vir jou. En as jy ooit daaraan getwyfel het, hoop ek daar hierdie tyd met Pinkster, het jy dit gehoor. Ek en jy moet dalk net ontdek, wat is my gawe? Wat is dit wat God vir my gegee het, om op die ou einde binne die liggaam van Jesus Christus te kan dien? So die eerste belangrike, die S, die spiritual gifts, geestelike gawes, wat elke gelowige het. Hy sê, gaan kyk na die liggaam, die ledemate van 'n liggaam. Elke een het 'n spesifieke funksie, met 'n spesifieke doel. Jy het dit ook. Die belangrike is dat jy moet dit ontdek en besef, daai gawe is nie vir jouself gegee nie. Daardie gawe is gegee om te kom dien in die koninkryk van God, om te kom dien in die gemeenskap. Maar die tweede, die H van shape, staan vir jou hart, your heart. En dit is nogal 'n belangrike ding, roep Filippense 2 vers 13, want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae. Jou hart gaan oor dit waarvoor jy passievol is. Ons hoor baie die woord wanneer iemand sê, daardie ou het darem 'n hart vir kinders. Of iemand anders sal sê, daardie ou het darem 'n hart vir die sending, of 'n hart vir mense in nood, of vir aanbidding, of vir disippelskap, of vir gebed. God plaas op binnekant ons 'n passie vir 'n spesifieke ding. Ons het 'n kursus gedoen met Vision of a Leader, ook die kerkraad het dit al ook saam gedoen tydens 'n bosberaad. Waar ons stil gestaan het om te sê dat God vir elkeen van ons 'n spesifieke passie kom gee vir 'n spesifieke saak. Ek onthou Bruce Wilkinson wat die kursus geskryf het toe ons dit bygewoon het baie jare terug, het hy 'n klomp dasse gehad met hierdie knipdasse wat so aanknip. Dis nog uit die goeie ou dae wat jy nie knoop hoef te gemaak het. Het ons sommer so aangeknip. En dan het hy daar klomp gehad en dan sê hy, as jy deur die lewe gaan, dan is daar soveel behoeftes en nood wat tot jou hart spreek. En dan vat hy die dasse en hy maak seker dat nie almal van hulle klip vas aan hom nie. En dan vat hy een das en dan klip hy hom so vas, dan sê hy, maar dan is daar een spesifieke nood wat jou aan die hart gryp en wat jou passievol maak. Nie almal van ons voel dieselfde nie. Ons is verskillend, ons het verskillende passies.
Ons het verskillende, ons harte is verskillend oor sekere sake. Iemand het 'n passie vir die politiek en hy gaan in die politiek in. Iemand het 'n passie weer, miskien vir die natuur en maak 'n groot ding ook daarvan sy betrokkenheid. 'n Hart vir 'n spesifieke saak. So julle sien hoe daardie legkaart al hoe meer in mekaar begin vloei. Hoe dat jy gawes het wat God gee, maar nie net gawes nie, nee, by hierdie, die volgende legkaart wat kom inpas, is jou hart. Jou passie vir mense, of vir 'n spesifieke saak. Daar's 'n baie goeie illustrasie wat ons kry in die Bybel, en dis van nou Nehemia. Ons lees daar in Nehemia 1, dat Nehemia se hart het gebreek, toe hy hoor van wat in Jerusalem aangaan, en die mure wat platgeslaan is, en hy het gehuil. Daardie passie het Nehemia se roeping geword. Daardie passie het sy roeping geword. En wat het hy net nie vermag met die opbou van Jerusalem en die terugkeer van die Jode uit ballingskap. Wat laat jou hart vinniger klop? Wat maak jou opgewonde wanneer dit kom by die koninkryk van God? Ons hoor so baie keer iemand wat vir jou sal sê, "Jou dominee, ek dink ons moet iets doen met dit, of ons moet iets maak daarmee, of ons moet dit," en dan noem hulle op en nee, almal het altyd dieselfde passie nie, en ek sê altyd, wanneer die Here vir jou iets wys, vir jou iets uitwys, en jy's passievol daaroor, dan is dit jou passie, wat God vir jou gegee het, om te gaan doen. Wat is jou passie in die lewe? Wat is jou hart? Die derde ene, Andrei, die A staan vir abilities of vermoëns. Eksodus 31 is maar seker een van die mooiste verse daar in vers 3 tot 5. Ek gaan nou nie alles lees nie. Besaliel, hy word net een keer of so genoem daar. Maar daar staan dit mooi, luister. God het hom gevul met wysheid en vaardigheid om die tabernakel te bou. Ons het verskillende vaardighede. En God het hierdie man die gawe, die vaardighede gegee om 'n ongelooflike tabernakel te bou met al daardie goud en alles wat daarmee saamgaan in die fynste detail. God het hom die vaardighede gegee. Ek wil een ding baie duidelik stel en sê, as ek in die begin gesê het, ek is baie lief om te kyk of te luister, om te hoor oor ontwikkeling en tegnologie en al die dinge. Ek het geen van daardie gawes nie. Want nie almal van ons het dieselfde vermoëns nie. Ek kan onthou in COVID-tyd toe ons nou nêrens mag gaan nie, en ek besluit hierdie groot ding, ek gaan buite ligte opsit daarso by die huis, want ek moet nou iets doen, en dit lyk altyd so maklik as Smiley my kom help het, as daar iets fout is met elektrisiteit, ek gaan dit sommer self doen hierdie ronde. Op die ou einde staan ek die einde van alles op die leer, die selfoon in my hand, en ek sê, Smiley, wil jy my nie net help nie, ek weet jy kan nou nie hier na toe kom nie, maar hierdie draadjie wat so lyk, waar moet hy inkom?
En waar moet daai draadjie inkom? Nie almal het dieselfde vaardighede nie, gelukkig nie. Ons is verskillend. God het vir elkeen van ons die vermoë gegee. Party het nie die vermoë om iets te bak en is perfek en iemand anders sukkel om dit by die 10de probeerslag gaan gee hulle maar moed op. Party het net daai vermoë om te organiseer. As jy iets gedoen wil hê, dan gee dit vir daardie persoon. En die Here gebruik daardie persoon. As jy die vermoë om musiek te maak, dis my een van die mooiste dinge, ek is mal oor musiek. Al kan ek dit nie self doen nie. Of administrasie. Ja, dis 'n gawe as jy by iemand instap en alles is so presies. En ek stap in my studeerkamer in en ek draai om en ek trek die deur weer toe en stap uit. As jy daai gawe het van dinge wat so reg loop en onderrig of handewerk. Kyk, ek is mal oor ou Pieter se messe. Weet jy, as hy daai messe van hom, ek weet nie hoe hy dit reg kry nie, maar ek dink dit vat baie dae en ure. Maar as hy kan terugsit en daai mes, daai handewerk so kyk, ongelooflike gawe. Daai vaardigheid om dinge te kan doen. God gebruik jou vaardighede ook binne sy koninkryk. Dit wat jy kan doen, goed kan doen, kan jy ook gebruik binne sy koninkryk. Vriende, nou moet al die afgetredenes, want ek is amper ook een van hulle, maar nou moet julle my verskoon, as ek die volgende gaan sê. Hier voor my sit van die top bestuurders, afdelingshoofde, skofbase, wat julle hulle ook al noem, van Mittal. En van ander werke in Newcastle en die bankwese en noem hulle almal. Die top wat hier sit. Wat 'n werk jy ook al was. Die Here het jou vir al daai jare in jou werksplek gebruik, dinamies, met soveel lof word gepraat van julle. Kan julle indink, en ek voor my sien ek sommer 'n klomp van hulle, maar kan julle indink, as julle 2030, wat 'n besigheid geran het, met al die vaardighede wat nodig was, as julle na vore kom en sê, luister hierso, hier is ek. Ek hoef nie meer in die oggend so laat op skof te gaan nie. Of kantoor toe te gaan, of glaskas toe te ry na my kantoor nie. Maar ek kom meld aan vir diens in God se koninkryk. Ek en Frits gesels oor al die veranderinge en ook met my afgaan, toe sê ek vir hom, weet jy wat, as daar een ding is wat ek vir jou bid, is dat hierdie manne met al die vaardighede en gawes wat vir jare en jare ongelooflike werk in die sektor daar buite gedoen het, hulle kan opstaan en sê, ons is 'n span. Ons is beskikbaar. Vermoëns. Wat se vermoëns het jy? Jy kan besluit of jy dit gaan gebruik of nie. En of jy dit selfsugtig net vir jouself gaan hou. En of jy dit gaan aanwend in God se koninkryk. Die vierde, die P van shape staan vir persoonlikheid, personality. Psalm 139 vers 14 sê, ek loof u omdat ek
ontzagwekkende, wonderbaarlike wyse gemaak is. Gelukkig verskil ons van mekaar. Dink so 'n bietjie aan Jesus se disippels, met al hulle verskillende persoonlikheid, hierdie impulsiewe Petrus, wat die swaard uitpluk en baie groot doenerig vir die Here sê, Here, waarna toe sal ons gaan? Ons sal by U staan vir lewe en dood. Dan hardloop hy weg en Johannes, daai liefdevolle man, Andreas met sy diensgesindheid en sy geloof in God. Toe al die disippels vir die Here vra, Here, hoe gaan ons vir 5000 mense kos gee? Here, stuur hulle huis toe. Dan kom Andreas in sy geloof met 'n klein seentjie met 5 visies of 5 broodjies en 3 visies en sê, Here, dis wat ons het. Andreas die dienaar, die geloofseen. Paulus, daai kort mannetjie, dinamies, analities, gaan lees bietjie Romeine deeglik en jy verstaan wat beteken dit om die evangelie so deeglik uit te spel. Timoteus, die man wat terugstaan, en Paulus vir hom moet sê, Timoteus, moenie dat hulle op jou trap nie, jy het 'n gawe van God. Ou Thomas, Here, as ek nie my vingers kan druk in die hand, nie glo ek dit nie. Die voor my sit vanoggend klomp Petrusse, Johannesse, Paulusse, Timoteus, Thomasse, Lydia, die purperseilslady, Martha's en Maria's wat dien en reg staan. Mense met verskillende persoonlikhede, maar God gebruik elke een. Ons moet ophou om onsself te vergelyk, ons moet ophou om te sê, ek is nie so sy nie, ek kan nie so mooi sing, of ek kan nie dit doen nie. God het elke mens nodig. Broers en susters, daar is 'n plek vir elkeen van ons in God se diens. Die laaste, die E van shame, ervarings, experiences. Romeine 8 vers 28, ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk. Iemand het een keer gesê, en nou moet jy dit mooi hoor, God mors nie met pyn nie. God mors nie met pyn nie. Daai seer waardeur jy in jou lewe is, daai pyn waarmee jy al in jou lewe mee geworstel het, daardie verwerping, daardie gee van iemand aan die dood, daai siekte waarmee jy geworstel het, daai verlies, daai teleurstellings. God mors nie met pyn nie, betekende, God is ook elke dag besig om met jou te werk en te vorm, sodat jy 'n instrument in sy hand kan wees. Ons ervarings, dit wat met ons in die lewe gebeur het, daardie seer en pyn was stukkies bouwerk. Om op die ou einde die mens te wees wie ek en jy vandag is. Omdat God het jou nodig.
die beste mens om iemand anders te help, is die persoon wat eerlik vir jou kan sê, ek weet hoe jy voel, want ek was self daar. Ons is nie 'n klomp mense wat hier by mekaar is, 'n klomp gelowiges, wat volmaak is, en met wie dit in ons lewe net goed gaan nie. Nee, hier voor my sit mense, en is 'n gemeente, wat deur die lewe gebuitel is. Seer gekry het. Soms gebroke. Sodat ons vir mekaar kan kom sê, ek verstaan. As jy my nodig het, hier is ek. Ek weet waardeur jy gaan. Wat 'n ongelooflik om te weet, hier loop iemand saam met my die pad. Wat deur elke slag gaan, deur elke seer, deur elke pyn, deur elke verwerking van wat met my gebeur kan sê, dis wat jy nou gaan beleef, maar moenie moed opgee, dit sal môre beter gaan, môre is dit die uitkoms. Ons hartseer is dat ons baie keer, as ons gaan kyk na hierdie shape van ons lewe, hoe dat God ons vir 10, 20, 30, 40, 80 jaar, nog ouer as dit, gevorm het, geshape het, van voor my geboorte, van die oomblik van bevrugting, tot vandag, gevorm het, omdat hy jou wil gebruik, omdat hy jou nodig het, omdat hy jou volmaak geskep het vir hierdie doel. So baie keer onttrek ons, so baie keer staan ons terug, so baie keer sê ons, ag, dis nie vir my nie. Ag, laat iemand anders dit doen, laat iemand anders help. Julle, God het so hard aan jou gewerk, om jou te vorm. En soos die jare aanstap, kan jy dink wat so ongelooflike impak jy ook op die jongeres se lewe kan hê. Deel word van die slypproses, van die vormproses ook in hulle lewens. Is nie toevallig nie. Jou lewe is nie toevallig. Ek het jou, sê die Here, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Ek het jou in die moederskoot aan mekaar geweef vir 'n doel. Ek het vir jou gawes gegee wat ander nie het nie. Ek het vir jou 'n hart gegee, passie gegee vir sekere dinge. Ek het vir jou die vermoëns, die abilities gegee om goeders goed te kan doen. Ek het vir jou 'n spesifieke persoonlikheid gegee. Ek het jou deur ervarings gevat in jou lewe tot waar jy vandag is, sodat ek jou kan gebruik. Ons stel onsself ook nie tot die Here se beskikking. En sê, Here,
Hier is ek. Ons gaan nou daai liedjie sing, baie bekende. U die pottebakker en ek die klei. Daai lied sê waaroor ons gepreek het. Vorm my en maak my soos u my wil hê vir die taak waarvoor u my bestem het. Is jy bereid? Want God het jou nodig. Ons, sê Efesiërs 2 vers 10, ons is sy maaksel. Sy skepingsproduk. En sy doel is, dat ons moet gaan leef, dit waarvoor hy ons gevorm het, gemaak het. Amen. Dierbare Vader, baie dankie, dat ons vandag kan weet, dat u elkeen van ons spesifiek gevorm het, geshape het, soos wat Rick Warren ook in sy boek 'n doelgerigte lewe, purpose-driven life so duidelik beskryf, gevorm vir God se doel. Here, en ons kan net vandag kom op hierdie fase in ons lewe waar binne ons is, dalk tog aktief iewers in werke as jong mense, die begin van ons lewe wat voor ons lê, dalk as afgetredenes. Here, gebruik ons waar ons nou is, op die stadium waar ons is, vir u doel, en tot uitbreiding van u koninkryk. Ons stel onsself tot u beskikking. Amen. Baie dankie, ons gaan nou afsluit met ons laaste lied, daar is lekker koffie, kom drink gerus 'n lekker koppie warm moerkoffie. Kom ons staan en sluit ons af. Doen slegs u wil, Heer, u wil met my, u pottebakker, met my die kei, vorm my en maak my, net soos u wil, op iets dat wag en nederig en stil. Doen slegs u wil, Heer, u wil met my, toets en deursoek my, al moet ek ly, verder as stil, Heer, was my vandag, lag aan die voete, wil ek steeds waak, doen slegs u wil, Heer, u wil met my, moeg en verlaten, koos van my by, raak en genees my, eiland en keer, ek kan nog wagten, oor my regeer, doen slegs u wil, doen slegs u wil, Heer, u wil met my,
vorm my en maak my net soos U wil, op U slegs wag ek, nederig en stil. God se genade en God se liefde en God se volheid van sy Gees, die Heilige Gees, wat toerus, wat bekwaam maak, wat vorm, bly met elkeen van julle, om julle te gebruik, ook in sy diens, in sy koninkryk. Amen.